Vandag is Dinsdag van Heilige Week. Op hierdie dag stap ons saam met Jesus deur die strate van Jerusalem in Markus 12. Ons sien hoe Jesus in die strate van Jerusalem met mense gesels, moeilike vrae antwoord en gelykenisse vertel. Dit herinner ons aan die dinge wat in die alledaagse handel en wandel, in die strate van ons lewe, vir ons prioriteit is. In hierdie gedeelte vra een van die skrifgeleerdes vir Jesus wat die grootste gebod is. Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Die skrifgeleerde sê dan, Jesus is reg, dat dit 'n mens se belangrikste prioriteit moet wees. Maar waarom? Daar is 'n hele paar redes hiervoor. Eerstens is hierdie gebod eintlik soos die kortpad na 'n goeie lewe. As my liefde en toewyding aan God en daarom ook my liefde, respek en waardering vir ander mense my ware nood is, val die meeste ander dinge uiteindelik in plek. Die tweede rede is dat as ek God en mense regtig liefhet, beteken dit ek leef na in die Here, ek ken hom en ek word al meer soos hy. En daarom wil ek niemand op enige manier skade berokken nie. Ek wil met respek, deernis en genade teenoor die mense in my lewe leef. Ek begin as ware deur God se oë na myself en ander kyk en besef dat ek nie teenoor myself of ander op maniere wil optree wat vir my of hulle skadelik moet wees nie. Want God se soort liefde, sê Romeine, tree nie op maniere op wat enige iemand, ook nie myself, skade aandoen nie. As ons die soos jouself deel van die grootste gebod vergeet, word ons maklik die vloerlappe wat ons self sal afsloof verander, maar jare later in die stryk van bitterheid en onvergenoegdheid vasgevall sit, omdat ons vir te lank onsself skade berokken het, deur ander se ongesonde gedrag in stand te hou. Wanneer die grootste gebod ons lewens rig, begin ons derdens in ons verhoudings bou aan 'n lewegewende sinergie, wat gebaseer is op die karakter van God self. 'n Sinergie waar almal saamwerk om 'n mooi en heel manier van leef te skep, wat vir ons almal goed is. En reg deur die Bybel staan God altyd aan die kant van lewegewende, gesonde en goed funksionerende verhoudings en sisteme. Die vierde rede vir die belang van hierdie beginsels is dat ons hele samelewing anders begin lyk. As ek soos Jesus daardie dag in die strate van Jerusalem begin, om vanuit my liefde vir hom en ander in die alledaagse strate van my gewone handel en wandel op te tree, begin al my verhoudings anders lyk. En hoe meer dit van elkeen van ons waar word en uitrimpel, hoe meer begin ons samelewing ook met hierdie waardes leef en anders lyk. Dit wat dus vandag in die strate van my klein lewe gebeur, bepaal uiteindelik hoe die markplein van die dorp oormôre gaan lyk. Mag my en jou prioriteite al meer gerig word deur ons diep liefde en nabyheid aan die Here, sodat ons spontaan kan optree op maniere wat in pas is met God se hart. Amen.